Vir die skerp stygings in brandstofpryse wat na verwagting Woensdag in werking tree, is daar noodkrete dat die regering moet ingryp om verbruikers te help. 'n 63-jarige vrou van Bellville word aangekla van die moord op haar 80-jarige suster. En die voormalige tegniese ontleder van Engeland, Joe Lewis, sluit hom aan by die Springbokke as prestasieontleder. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand en baie welkom. Die werklike omvang van die verwagte stygings in brandstofpryse sal afhang of die regering ingryp om die impak op verbruikers te versag, veral deur brandstofheffings aan te pas. Oliepryse het die afgelope weke die hoogte ingeskiet weens die VS-Israel oorlog op Iran en die daaropvolgende konflik in die Midde-Ooste. Suid-Afrikaners is bekommerd dat die skerp toename in oliepryse onder meer inflasie negatief sal raak. Kenners is egter van mening dat dit nog nie te laat vir die regering is om in te gryp nie. The cost of fuel in South Africa is made up of two principal components. One is the actual fuel, the commodity, and the other is a series of taxes and levies. That is where the government can shelter the consumer and provide some form of relief. The government has always and will continue to have the leeway and the flexibility to reduce the extent to which fuel is taxed in South Africa. Sektore wat van die vervoer van goedere en mense afhanklik is, soos die padvrag en minibus taksiebedrywe, sal die hardste deur oliepryssstygings getref word. Where you can, reduce the extent to which you use your vehicles, reduce the extent to which you participate in activities that are dependent on fuel. So drive for shorter periods, drive shorter distances, but this is only in really extreme cases. Again, we should look towards the government to make corrective measures as opposed to curtailing the movement of the consumer. Die regering het nog geen aanduiding gegee of hy sal ingryp nie. Ook die sakebedryf is bekommerd oor die uitwerking van die oorlog in die Midde-Ooste op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die Black Business Council doen 'n beroep op die regering om hulpmaatreëls in te stel om sakeondernemings by te staan in die benarde tyd. Die oorlog sal na verwagting die plaaslike lewenskoste krisis vererger. The government has to be proactive and look at alternatives. For small businesses, maybe look at the guarantee scheme of some sort, so that at least the banks can be able to extend the credit to small companies. 'n Wolk hang ook oor die boubedryf wat swaar getref word deur brandstofprysstygings. Benewens 'n reuse styging in die dieselprys gaan landboue aanslag beleef van veel duurder kunsmis. Intussen sê die mededingingskommissie dat mense ondernemings by hom moet aanmeld wat die toestand uitbuit met buitensporige prysstygings. Given the heightened risk of price gouging during this period of oil price volatility, the Commission calls on the public and businesses to report instances where they believe price gouging is occurring, so that the Commission can investigate such complaints. Suid-Afrika hou saam met die res van die wêreld asem op dat die oorlog vinnig eindig. En klein sakeondernemings naby die Kaapstad treinstasie sê 'n moeilike tydperk lê voor met die verwagte skerp stygings in brandstofpryse die week. Hoewel hulle opgemerk het dat meer pendelaars van treindienste gebruik maak in plaas van ander vervoermiddele, het dit nie noodwendig tot meer besigheid vir hulle gelei nie. Shamil Petersen is 'n vrugte- en groenteverkoper. Hy is bekommerd dat mense sal moet kies tussen vervoerkoste en die koop van sy produkte. Ek gebruik public transport wat so het gaat vir my ook kos van voorkom. Vir die maan gee ek vir traveling vir die maan gee ek uit amper $400. So which mean as jy petrol nou op gaan swam, ons maar verwag vir die taxi vir wat op gaan. So het gaat nog 'n getal op ons. Nog 'n stalletjie eienaar wat kos verkoop, moes onlangs sy pryse verhoog. Hy het ook die toename in die gebruik van treindienste opgemerk. We use cars to stock, so when we stock, you see we put more petrol, like more than before. So that's why we even increasing prices, as you can see, so we're trying to balance things. Met die verwagte stygende brandstofpryse, soek pendelaars reeds na goedkoper vervoeralternatiewe.
Dis R1700 om 'n kar vol te maak, maar is R400 om 'n bike vol te maak. En op 'n bike kan ek 400 km op 'n tank kry en 'n kar is dit 600 of 700 km op 'n tank. So dis hoekom ek nou 'n bike gekoop het. Pendelaars wat bus ry, sê hulle verwag 'n styging in kaartjiepryse. As die krag opgaan, dan gaan die petrol op, dan gaan die kos op, alles gaat op die einde van die dag gaan ons kan bekostig om ons kinders mee op skool te hou of even te travel week toe nie, want alles is deesdae duur. Thabo Motsoko gebruik die trein tussen Strand en Kaapstad. Hy sê die treindiens is baie goedkoper as ander vervoeropsies. 'n Retourkaartjie tussen Strand en Kaapstad kos R28. Die passasier spooragentskap het intussen aangekondig dat pryse nie in April sal styg nie. For a 20-kilometer ride with PRASA, you are paying R10. Between 21 kilometers, 40 kilometers is R12, and anything above 40 kilometers is R14 per ride. That is as if you are buying a single ticket on your daily commute. But if you then want to save and really let your rent go to other things other than transport, we are encouraging that you buy a monthly ticket, and this monthly ticket is discounted heavily up until 40% discount that you can get. Die verhoging in die brandstofprys sal Woensdag in werking tree. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En vinnig na die buiteland. Die Verenigde State van Amerika het 3500 soldate in die Midde-Ooste ontplooi vir grondondersteuning en ander operasies in die Israel-Amerika oorlog teen Iran. Dit bring die totale getal Amerikaanse soldate wat in die Midde-Ooste ontplooi is op meer as 50,000 te staan. Iran beskuldig Amerika daarvan dat hy met die ontplooiing van soldate begin het terwyl onderhandelings aan die gang was. Te midde van die spanning tussen die VSA en Iran het Pakistan aangebied om as bemiddelaar op te tree met die hoop dat die vyandigheid gestaak sal word. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Verskeie ministers van buitelandse sake, waaronder Saudi-Arabië, Turkye en Egipte, steun Pakistan se bemiddelaarspogings. Die president van Egipte, Abdel Fattah el-Sisi, het tydens die land se 2026 energiekonferensie in Kaïro gemaan dat die olieprys verby $200 'n vat kan styg indien die konflik nie gestaak word nie. Hy het 'n pleidooi aan die Amerikaanse president Donald Trump gerig om die oorlog te beëindig, omdat Trump volgens hom die enigste persoon is wat dit kan beëindig. Volgens Trump is daar vordering. I think we've had regime change. I mean, you can't do much better than that. The regime that was really bad, really evil was the first one. That was done. The second was appointed and they're gone. They're all dead. Die sekretaris van die Amerikaanse tesourie, Scott Bessent, het tydens 'n onderhoud met Fox News gesê dat die wêreld se oliemark bestendig is, te midde van al meer olieskepe wat deur die straat van Hormuz beweeg, nadat lande hul eie ooreenkomste met Iran bereik het. 20 Pakistanse olieskepe het toegang tot die straat van Hormuz gekry. The market is well supplied, and we are seeing more and more ships go through on a daily basis as individual countries cut deals with the Iranian regime for the time being. But over time, the US is going to retake control of the straits. Dit volg na nog 'n dreigement van Trump aan Iran. Hy het op sy sosiale media platform gesê, as die straat van Hormuz nie oopgemaak word nie, sal hy Iran se kragaanlegte, olieputte, die Karge-eiland en moontlik alle ontsoutingsaanlegte opblaas. Iran se staatsmedia het intussen bevestig dat die bevelvoerder van die revolusionêre wag se vloot, Alireza Tangsiri, in 'n aanval dood is. Die revolusionêre wag het tydens die aankondiging onderneem om nie terug te staan nie, totdat die vyand geheel en al vernietig is. In Libanon het die minister van buitelandse sake die Iranse ambassadeur as persona non grata verklaar. Dit te midde van die oorlog wat tussen Israel en Hezbollah in die land woed. Die Iranse ministerie van buitelandse sake hou egter voet by stuk dat sy gesant in Beirut sal aanbly en dat die Iranse ambassade oop en in bedryf is. Ons het nog nuus in Afrikaans, net hierna, bly by ons.
gaan voort. 'n 63-jarige vrou het haar borgtog aansoek laat vaar in die Bellville Landdroshof in Kaapstad nadat sy vlugtig verskyn het op 'n aanklag van moord. Aletta Cecilia Rose word daarvan beskuldig dat sy haar 80-jarige suster, Constance Scholes, byna 2 weke gelede vermoor het. Die liggaam is onder meer onthoof. Die Blou Huise in Bellville Suid is 'n plek wat die gemeenskap goed ken. Jong kinders het aan die SAIK vertel dat Constance Scholes baie gaaf was en altyd gereed was om kos te gee aan enige een wat vra. Haar gruisame moord, glo aan die hand van haar suster, het skokgolwe deur die gemeenskap gestuur. In die Bellville Landdroshof het Aletta Rose vir regshulp aansoek gedoen. Die Landdros het gevra of sy vir 30 dae vir waarneming by 'n kliniek opgeneem moet word, waarna Rose by monde van haar regsverteenwoordiger gesê het, sy wil nie gaan nie. Rose is in 1997 aan moord skuldig bevind en 'n vonnis van 6 jaar opgelê. Die moord is gepleeg tydens 'n familietwis waarin Rose haar swaar met 'n mes gesteek het. Die staat het aangedui dat die ondersoek onafgehandel is, met die nadoodse ondersoek, getuieverklaringe en misdaadtoneelfoto's wat uitstaande is. Die saak is tot 5 Mei uitgestel. Familielede van Scholes wat die verrigtinge bygewoon het 'n onderhoud met die SAIK van die hand gewys. Mariska Botha, SAIK nuus, Kaapstad. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog geweier vir 5 verdagtes wat verbind word met die ontvoering en moord van Stephen Grooves, 'n senior navorser by die Suid-Afrikaanse Instituut van Internasionale Sake. Die 53-jarige Grooves is vroeg Vrydag aand as vermis aangemeld. Hy is vermoedelik na 'n vergadering in Collett Gardens ontvoer en na 'n hostel in Jeppystown geneem. 'n Grootskaalse soektog is deur die polisie en ander wetstoepassers van stapel gestuur. Grooves se liggaam is in die vroeë oggendure gevind nadat 'n voertuig met die 5 verdagtes voorgekeer is. Die mans het vandag op aanklagte van moord, ontvoering en roof met verswaarende omstandighede verskyn. Die hof het gelas dat hul identiteite nie bekend gemaak word nie weens verdere ondersoeke. Die saak is uitgestel tot 8 April. Die busmaatskappy Patco gaan 600 busse vir die Paasnaweek beskikbaar stel met die fokus op belangrike godsdienstige roetes. Die maatskappy prioritiseer padveiligheid en operasionele paraatheid en werk saam met die Johannesburg Metropolisie Departement, die Padongelukkefonds en provinsiale verkeersowerhede. Met verkeersvolumes wat na verwagting die naweek sal styg na mate duisende pendelaars vir paasdienste en verskillende vakansiebestemmings reis, verwag Patco om meer as 36,000 passasiers te vervoer. We have been introducing what we call a monitoring control center. The monitoring control center basically sees our buses live 24 hours, where they are, the speed that they are traveling, and also are able to tap into the buses with the surveillance cameras. Verkeersbeamptes herinner busbestuurders om elke 200 km te rus om moegheid te bestry en ongelukke te voorkom. Last year we have lost around 167 persons in the whole country. That number is very, very, very high. Now what we are saying to our bus driver, remember they are carrying a large number of persons. For an example, the driver could be carrying about 65 seated passengers as well as about 10 standing persons. We are saying to our drivers, conduct pre-trip inspection before the bus leaves. In other words, we are saying any component fitted to that bus, they've got to make sure that it's roadworthy. Busbestuurders het ook die belangrikheid van waaksaamheid en streng nakoming van padveiligheidsmaatreëls beklemtoon. Statistieke wys dat 80% van padsterftes deur menslike foute plaasvind. Die belangrikheid van veiliger bestuursgewoontes, veral tydens besige spitstye, is weer eens beklemtoon. Die Gautengse Hooggeregshof het die Umkhonto we Sizwe party se poging om die pensioenuitbetaling aan die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Chamele Batoyi, te keer met koste van die hand gewys. Die MKP het aangevoer dat die betaling van openbare fondse wettig, rasioneel en grondwetlik verdedigbaar is. Die party het kommer uitgespreek oor wat hy beskryf as Batoyi se wangedrag wat sterk teenkanting van die respondent ontvang het. Die hof het die aansoek om 'n tussentydse interdik van die hand gewys en die MKP gelas om koste te betaal.
'n Gedeelte van 'n 1,4 miljard rand water- en sanitasieprojek is aan inwoners van Thembalethu oorhandig om die waterinfrastruktuur te verbeter in die waterskaars George in die Weskaap. Die reservoirs sal as bergingsfasiliteite dien in geval van noodgevalle in die gebied wat gereeld gebuk gaan onder wateronderbrekings. 2 fasiliteite is in Thembalethu voltooi, terwyl 2 ander in die naburige Pakkelsdorp gebou word. Die gemeenskap gaan reeds vir 'n lang ruk gebuk onder wateronderbrekings. Maar pype wat breek en onderbrekings is nou iets van die verlede. 2 nuwe reservoirs, elk met sy eie pompstasie, is gekoppel. As een watertoring breek, skop die ander een in. Die weste fasiliteit en die ooste fasiliteit is met mekaar verbind en op so 'n manier dat ons van die weste na die ooste en ook van oos na wes in Thembalethu water altyd kan voorsien. En dit beteken dat daar is altyd 'n noodvoorraad vir 'n dag en 'n half as daar die groot waterlyne breek. En dit is genoeg tyd om dan altyd te verseker dat Thembalethu nooit sonder water sit nie. 20% van die drinkwaterverbruik in George kom uit Thembalethu. En water is lewe en die waardigheid wat daarmee se paart gaan is vir al ons inwoners in George. En daarom het ons hierdie projek saam met provinsiaal en nasionaal aangepak. Ons het die geld beskikbaar gekry van nasionaal af en kan ons vandag vir die mense van Thembalethu met reg sê, julle dae van leë krane is verby. Dit sal nie weer gebeur nie. Well, this one in George, it has got 12 phases. And some of the phases, it was involving the bulk water supply pipelines in order to improve or rather to replace the asbestos pipes that were initially installed within the municipality, and also to upgrade the pump stations, the sewer pump stations, so that it can assist in terms of minimizing the sewer spillages because of the pipelines that are too small or when there are breakages. Die Pakkelsdorp projek sal oor 2 maande voltooi wees, wat broodnodige verligting aan inwoners sal bring. Tanya Krause, SAIK nuus, George in die Weskaap. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Ons het sportnuus en jou weer net hierna. Nou terug. Die voormalige tegniese ontleder van Engeland, Scarlets en Ospreys se Joe Lewis, is aangestel as die Springbok rugbyspan se prestasie ontleder. Lewis sal by die bokgroep aansluit voor die aanvang van die internasionale seisoen. Die Walliser het 'n graad in sportbestuur van die Universiteit van Suid-Wallis en 'n meestersgraad in prestasieontleding van die Cardiff Metropolitaanse Universiteit. Lewis was die hoofontleder vir Engeland se nasionale span van 2017 tot 2021. Hy was die span se senior ontleder van 2022 tot die einde van die pas afgelope 6-nasie toernooi. Die Bafana afrigter Hugo Broos sê daar is nog 'n paar dinge wat uitgestryk moet word voor die span se 2026 FIFA Wêreldbeker openingswedstryd teen Mexiko op 11 Junie. As deel van sy voorbereiding kom die span weer môre aand teen Panama te staan in hulle tweede internasionale vriendskaplike wedstryd by die Kaapstad Stadion. Bafana en die Panamese het Vrydag in Durban met 1 doel elk gelykop gespeel. Broos sê môre aand se wedstryd in die moederstad is 'n belangrike kragmeting ter voorbereiding vir die Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika is in groep A saam met die mede-gasheerland Mexiko, Suid-Korea en die wenner van die Europese uitspelwedstryde tussen Denemarke en die Tsjechiese Republiek. Tomorrow I expect a tough opponent, a good opponent also. So it's all right for the preparation, because that is the main goal of those two games. The preparation of the first game
on the World Cup in Mexico against Mexico now in 2 months. Panama sal ook alles in die stryd werp vir môre se wedstryd. They have good quality players, they have fast players with a good intensity in their attacks and also in defense. They know exactly what to do. So for the game for tomorrow, we'll also be on a sold-out stadium. So it will be a difficult game, but we are looking forward to make a good game from our side. Christensen sê die wedstryd help ook die span se voorbereiding vir sy openingswedstryd teen Ghana in 'n groep L wedstryd. En dis dan al vir vanaand. Baie dankie vir die saamkyk. Ons groet tot môre aand hier op SABC2. Mooi bly tot dan. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vannag 'n 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in dele van Limpopo, Mpumalanga en dan in KwaZulu-Natal. Dan sien ons vir vannag miskolle langs die plateaurand. Vir môre miskolle word dan môreoggend gevind in die oostelike dele en dit strek al die pad tot en met die westelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in groot gedeeltes van die land. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in dele van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng verspreide buie en donderbuie, Johannesburg 14:27 en dan Bronkhorstspruit het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 30. In Limpopo baie nat in die provinsie, Tabazimbi 19:30, Lephalale minimum van 20 en dan Polokwane 17:25, Mpumalanga, Mbombela 18:28, Standerton 15:26 en Mkondo het dan 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 26. KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 17:29, Vryheid 'n maksimum van 27 en Durban 23:28. In die Oos-Kaap, Graaff-Reinet 14:33, Komane 15:31 en dan Oos-London 18:27. In die Wes-Kaap sonnig in Kaapstad met 'n maksimum van 28, Klein Williams 13:36 en dan Lensburg 14:33. In Noord-Kaap Kalvinia 9:35, De Are maksimum van 31 en dan Springbok 17:33. Vrystaat, Botawil 18:30, Sasolburg 'n maksimum van 27 en dan Geriepdam 17:29. Ons laaste provinsie is Noordwes, Vryburg 17:29 en dan Taung het 'n maksimum van 30. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.